Goeiedag, lieve luisteraars. U is gegroet in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is getrou. Ek dank die Here dat ek weer vandag 'n voorreg het om met u te deel rondom God se woord. Kom ons sluit ons oë en ons vertrou die Here vir 'n wonderlike tyd saam met die Here. Vader, ons dank u vir u liefde, u genade, Here, u getrouheid, u goedheid en u guns. Ons dank u Hemelse Vader, Here, vir u wonderbare weë, my Vader. Ek bid, Here, dat u woord, Here, 'n impak sal maak, Here, op elke luisteraar, elke kyker, my God. Ek kom bid, Hemelse Vader, seën ons dan nou met die kosbare bloed van Jesus Christus, my God, Hemelse Vader, sodat u wonders, Here, kan verrig deur hierdie boodskap in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Dierbares, ons kan so gaan na die Bybel in Johannes 1 vanaf versie 9, waar die woord van die Here met ons deel. Hy sê die ware lig wat elke mens verlig was aan kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die gedrang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die Here sien sy woord en die lesing daarvan. Liewe luisteraars, vandag wil ek net so met u praat oor die reg wat die Here vir ons gee wanneer ons in Christus is. Die Bybel sê die lig was aan die kom en hy het na sy mense gekom en hulle het hom nie aanvaar nie. Maar die skrif sê wel, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Die ander vertaling sê hy die reg gegee om die mag gegee om kinders van God genoem te word. Jy sien, liewe dierbares, die Bybel sê Jesus het gekom. Jesus is hierdie lig wat die woord van praat. Jesus het gekom na sy mense toe en die wêreld het hom nie aanvaar nie, maar die wat hom aanvaar het hierdie reg gekry om kinders van God genoem te word. Ek en u het ouers, ek en u het familie, ons het oumas, ons het oupas, en ons ouers wat ons in hierdie wêreld het, ons is ons ouers se kinders. Maar wanneer die woord van die Here, terwyl die woord van die Here hier praat dat die wat Jesus Christus aanvaar het die reg gekry om kinders van God genoem te word, het die mag gekry om kinders van God genoem te word. Dit beteken dat Jesus Christus het ons nog aanvaar as sy familie, as deel van hom. Alles wat hy het, as ek en u sin. Ek en u wat hom aanvaar, ek en u wat hom erken, sodat ons sy krag kan ervaar in ons lewens, sodat ons sy wonderbare liefde kan ervaar in ons lewens, sodat ons sy wonderlike genade in ons lewens kan ervaar. Die Bybel sê vir ons, hy het ons die reg gegee. Dit is nie sommer net so wat iemand vir jou 'n reg gee nie, maar hier gee Jesus Christus vir ons wat hom aanneem 'n reg. U wat nog nie ontmoeting met Jesus Christus het nie, wanneer u Jesus Christus aanvaar, dan kry u die reg om 'n kind van God genoem te word. Dit wil sê dan, u het alles wat Jesus Christus het, as u deel van. U word, soos ons weet dat wanneer iemand 'n kind aanneem, dan noem ons dit dat die kind word geadopt. Die kind word nou aangeneem. Die kind is nie legal jou kind, maar hy het hom nou aangeneem, en deur die aanneming van hierdie kind, deur die adoption, word jy nou legally die parent, die ouer van hierdie kind. Nou net so het Jesus Christus ons is nou nie deur 'n mens geaanvaar, ons is nou deur 'n mens geerken en aangeneem nie, maar ons word deur Jesus Christus aangeneem. Die Bybel sê so, hy sê vir ons in versie 13 sê, hulle is dit nie van nature nie. En hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. So is nie deur die besluit van mense wat ons aangeneem is nie. Dis nie deur die drang van die natuur nie. Dis nie deur mense wat vir ons gesê het wat ons moet doen nie, maar dis deur die Gees van God wat ons nou deel is, omdat ons hom aanvaar het, wat ons nou die deelgenote geword het van hierdie familie van ons Here Jesus Christus. Hoe wonderlik is dit, hoe lieflik is dit om te weet dat ons is nou deel van 'n bonatuurlike familie wat ons tot alles in staat gee. Van hy sê ons is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. U sien, met hierdie reg om 'n kind van God genoem te word, kry ons die vermoëns om tot alles in staat te wees
deur Jesus wat vir ons die krag gee, nie deur 'n mens wat vir ons krag gee nie, nie deur 'n ma of 'n pa nie deur 'n pastoor of 'n bishop nie deur dit nie, maar deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Die Bybel sê nie deur die profeet wat vir ons die krag gee, of deur die so oudeling of die diaken wat vir ons die krag gee nie. Hy sê deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee, nie deur die priester wat vir ons die krag gee nie, deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Waarvanaf kom hierdie krag? Hierdie krag wat vir ons gegee word om kinders van God genoem te word, hierdie reg gee Jesus Christus vir ons die krag. Want ons is nou gebore nie uit die natuurlikheid nie uit die vleeslikheid nie uit 'n mensheid nie, maar gebore uit die Here Jesus Christus, gebore uit God. So ons is nou deel van God. Ons het nou die vermoëns om elke stryd te oorwin. Ons het nou die vermoëns om elke situasie, halleluja, te oorkom. Ons het nou die vermoëns om elke berg wat in ons pad staan plat te maak. Verskoon my, die Bybel sê God maak die krompaaie voor ons reguit. Die Bybel sê vir ons, hy is 'n lamp op 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. Die Bybel sê vir ons dat hy is wakker agter sy woord. Hy is altyd daar. Die Bybel leer ons hierdie ding, dat hy sluimer of hy slaap nie. Hy is 'n wakker God. Hy is altyd aanwesig. So, dit is wanneer ek en u uit die natuur gebore is, en ek en u gaan skool toe, of ons gaan werk toe, of ons loop na 'n winkel toe, of ons is op pad eers uit ons woning uit, en ons ouers is nie by ons nie. Dit beteken ons ouers is nou afwesig van ons af. Ons beweeg nou op ons eie, en as enige iets met ek en u op pad gebeur, terwyl ons ouers nie by ons is nie, dan kan 'n ongeluk teekom, ons kan enige iets slegs kan met ons gebeur, mense kan jou aanrand, iemand kan jou vang en jou kidnap, of whatever, enige iets kan vandag met ons gebeur, want ons ouer is nie daar om vir ons by te staan nie, as 'n kind nie. En vandag as kinders skool toe gaan, of waarna toe hulle vir 'n education gaan, en die kindjie moet nou alleen gaan, dan is dit moeilik, van hierdie kind kan enige iets oorkom, en die ouer moet in die werk wees, of die ouers moet hulle pligte doen, so hulle is nie betrokke of by hierdie kind, of by hierdie jong man, of jong dogter, wanneer hulle op pad is na hulle skole, of waar ook al na die winkel toe nie, want hulle is in die vlees, want wanneer jy in die vlees is, wanneer jy vleeslik is, kan jy nie op alle plekke in een tyd wees nie, maar hier sê die woord van die Here Jesus Christus, dat ons is gebore uit God. Ons is nou deel van Jesus Christus. Ons het nou die reg gekry om kinders van God genoem te word. Dit wil sê, soos Paulus sê, hy sê hy lewe nie meer nie, maar Jesus Christus lewe binne in hom. Dit wil sê, of ek en u na 'n winkel toe stap, waar ook al ons gaan, na watter land ons trek, waar ons ook al gaan, en ons fisiese ouers op aarde is nie by ons nie. Jesus Christus is altyd daar. Hy is altyd teenswoordig. Hy is altyd daar om ons te bewaar. Hy is altyd daar om ons te beskerm. Hy is altyd daar om na ons te kyk. Dit is die krag wat ons het. Dit is die reg wat ons het, dit is die vermoëns wat ons dan nou het, van dis 'n bo-natuurlike koneksie, dis 'n bo-natuurlike verhouding, wat mense nie kan verstaan nie, net alleenlik God. Die Bybel sê, hy sê, ons se wee is nie God se wee nie. God se wee is hoër as ons wee. Die Bybel sê, wie ken die gedagtes van die mens, behalwe die gees van die mens? Wie ken die gedagtes van God, behalwe die gees van God? God weet alles, hy sien alles, hy ken alles. Jesus Christus weet alles, hy ken alles, hy sien alles. Hy het die dood oorwin, hy het opgestaan uit die dode, hy het verskyn aan sy disippels. Die woord van God is nie net 'n woord nie, maar dis 'n lewende woord, van hy kan werk deur die mens, deur die menslike liggaam, deur die vleeslike liggaam, kan hy wonders doen. Hoe so 'n pastor vra u dat? Ek wil vir u sê, hy kan deur die liggaam van 'n mens werk, van hy deur Paulus gewerk om mense te genees, hy deur Petrus gewerk om mense te genees, vandag werk hy deur pastore, deur leiers, deur apostels, deur manne van die Here, deur vroue van die Here, om mense se lewens te verander. Jesus Christus lewe, en vandag sien ons nog sy werk, al wil die vlees of die wêreld dit nie erken nie, maar die Here Jesus Christus lewe. Hy het 'n liefde wat die wêreld nie het nie. Hierdie liefde van hom is onbeskryflik groot, en die wêreld kan die liefde van die Here Jesus Christus nie verstaan nie, van sy liefde is oor die wat hom dien en die wat hom nie ken nie. Hy is vir almal daar, sy genade is vir ons genoeg vandag, en daarom wil ek u vandag sterk aanmoedig om Jesus Christus te aanvaar, om te gaan en Jesus Christus te aanvaar, soos die woord van die Here sê, hy is die lig. Die Bybel sê, en almal wat hom aanvaar het, almal wat hom aangeneem het, het die reg gekry om kinders van God genoem
te word, om 'n kind van God te wees. Dit is so belangrik dat ons in hierdie tyd, in hierdie jaar 2026, 'n kind van God genoem moet word. Dit is so belangrik dat ons Jesus Christus moet ken, dat ons hierdie woord moet vat as 'n kompas, as 'n rigtingaandeier, as 'n padwyser. Dit is belangrik dat ons met Jesus Christus beweeg waar ons gaan. Vandag is die wêreld so deurmekaar, dinge gebeur net, maar ons het die krag in ons wat Jesus Christus is. Die Bybel sê, halleluja, dat eens was ek verlore, maar nou is ek gevind. Eens op 'n tyd was ek blind, maar nou kan ek sien, want hy het my oë kom oopmaak. Hy het my gevind toe ek verlore was in hierdie wêreld en hy het my deel gemaak. Hy het my deel gemaak van hom toe ek kom aanvaar, toe neem hy my aan as sy kind. En vandag het ek vir die vermoëns om hier te kan staan voor hierdie kamera en die evangelie, hierdie koninkryk van Jesus Christus met u te deel. As Jesus Christus nie gelewe het nie, sou ek nie hier kon gestaan het en die evangelie met u kon gedeel het nie. As die Gees van God, die Heilige Gees, nie 'n werklikheid was nie, as die troostenaar nie 'n werklikheid was nie, dan sou ek nie hier kon staan om met u hierdie evangelie te deel nie. Hierdie evangelie is die waarheid. Die Bybel sê, bly in die waarheid en die waarheid sal jou vry maak. Dit is wat ek met u wil deel, die vryheid van die Here Jesus Christus. Die waarheid sal ons vry maak as ons in Jesus Christus bly. Jesus is 'n werklikheid. Jesus is 'n werklikheid en die Gees van God is hier om ons te leer, om ons te lei, om ons te onderrig. Die Bybel sê die volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dis omdat die wêreld nie die kennis van Christus het nie, daarom gaan hulle te gronde. Maar as ons in Christus is, dan gee Christus ons die kennis om te vertrou op die Here wat hemel en aarde formeer het. Hy wat alles tot stand gespreek het. Hy wat die lewe in sy mond het. Hy wat die lewe is, die ewige lewe. Die Bybel sê tot op die disippels van die Here Jesus Christus vra, Here, waartoe sal ons dan gaan as u die ewige lewe is? Hy sê self, Jesus Christus noem dit self. Hy sê hy is die brood van die lewe. Amen. En daarmee wil ek vir u vandag sterk aanmoedig om tog, halleluja, Jesus Christus 'n kans te gee, om tog hom te aanvaar, om tog hom te erken van hy het gesterwe sodat ek en u kan vry wees, sodat ek en u in die opstandingskrag van sy Gees kan beweeg, van die Heilige Gees kan beweeg. Mag die Here u seën met hierdie kort gedagte en mag u 'n geseënde dag, 'n geseënde maand hê. Mag God alles wat u wil doen, mag u alles wat u doen aan die hande van die Here gee. Mag u God vertrou op hierdie pad vorentoe. Mag u God vertrou volkome in alles wat u hierdie jaar wil doen. Net die Here, ek wil dit weer eens sê, net die Here. Ek wil dit vir 'n derde maal sê, net die Here Jesus Christus kan vir u doen wat 'n mens nie kan doen nie. Dit wat u verwag, dit wat u verlang, u drome, u begeertes, net die Here kan dit vir u doen. Ek beloof u, God kan dit doen as u met 'n opregte hart en met liefde en met eerbied en met berou die Here Jesus Christus aanneem en hom erken as u verlosser en saligmaker en erken dat hy sy lewe opgeoffer het vir u oortredinge en dan sal hy u vry maak, dan maak hy u vry. En hy kan dit doen elke keer wanneer u hom aanroep. Dit is die God wat ons dien. Mag die Here u seën met hierdie gedagte. Vader, ek dank u vandag vir u liefde, u genade en u getrouheid. Ek dank u, Here, vir u goedheid en u guns. Ek dank u, Here, dat u so wonderbaar is, dat u so heilig is, my koning. Here, ek bid, Here, net vir u wysheid, vir u insig in elkeen wat vanmiddag na hierdie woord van u luister, na hierdie kort boodskap luister, Hemelse Vader. Ek bid dat u mense sal inspireer. Ek bid dat mense, Here, sal besef hoe belangrik dit is om u te erken, my God, Hemelse Vader, Here. Here, vir lang tyd, Here, het sommige van ons sonder u beweeg, maar vandag is die dag wat u mense se lewens verander. Vandag is die dag wat u huisgesinne verander. Vandag is die dag wat u verhoudings verander, want hulle erken u, Here, in alles wat hulle doen. Here, hulle aanvaar u, my God, Hemelse Vader, Here, en hulle is gereed om deel te wees, Here, van u, my koning. Hulle is gereed, Here Jesus Christus, om kinders van God genoem te word. Die Here Jesus Christus seën in Jesus magtige naam. Amen en amen.